Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending weer eens. Kykers en luisteraars, ek dink ons het nou by 'n punt gekom waar daar geen terugkeer is nie, 'n point of no return. En ek gaan nou vinnig sê hoekom en die feite gebruik om dit ter staving van hierdie uitlating van ons is by 'n punt waar daar nie teruggekeer kan word nie. En daar's nou baie wat gebeur en ek gaan probeer om enkele belangrike gebeure in wat nou elke dag gebeur uit te lig. Ons het gesien onder andere dat president Trump by geleentheid gesê het hy gee die Iranese 48 uur om basies te kapituleer, om onmiddellik die straat van Hormuz oop te maak en alles daarmee saam dat die olie weer kan vloei. En ons het gesien dat die Iranese het gesê daar is nie 'n kans nie, daar is nie 'n manier dat hulle daardie straat gaan oopmaak nie. En president Trump het as dreigement ingespan en gebruik dat hy daardie eiland waar die grootste olieraffinaderry en olieverwerking en storing en van waaraf al die oor 90% van Iran se olie gaan daardeur en word van daar af versprei wêreldwyd, wat natuurlik dan nou hulle noem dit nou maar hoofslagaar is van hulle ekonomie. En Iran het gesê, daar's nie 'n manier dat ons die straat oopmaak nie, nommer 1. En nommer 2, as jy daardie fasiliteite van ons bom en aanval, dan sal ons die GCC lande se olievelde, se hawens, se stoorfasiliteite, se raffinaderye, sal ons dan almal aanval. Dit is nou Qatar en Kuwait en Oman en Bahrein en Saudi-Arabië en United Arab Emirates. Dan val ons hulle almal aan, wat natuurlik 'n wêreldkrisis teweeg sal bring, waarvan daar nie maatsnoere voor is nie. Nou is daar tydelike oplossings, soos daar is lande wat nou hulle reserves begin of beskikbaar stel, maar ek gebruik die woord tydelik. Dis alles 'n reserve, hou ons op 'n stadium, dit raak te min op 'n stadium. Dis nie genoegsaam op 'n stadium nie. En as ons verder kyk, die dreigemente, goed, eerstens het ons gesien dat president Trump op daardie 48 uur, Iran, ek gee jou 48 uur om terug te staan in die straat van Hormuz. Iran ignoreer dit, hy sê nee. En as jy dit bom, dan bom ek dit. Nou daar het ons gesien hoe president Trump, wat nie maklik terugstaan nie, teruggestaan het en gesê het, ek verleng die 48 uur met nog 5 dae. So hy het toe nie die dreigement uitgevoer na 48 uur, maar dit verleng. Nou ja, wat gaan na 5 dae gebeur? Dan sien ons teenstrydighede. President Trump sal byvoorbeeld sê, ek praat met die Iranese en ons is op die punt om 'n ooreenkoms te kry en alles daarmee saam, en dan kom die Iranese en hulle sê, ons weet niks van hierdie onderhandelings nie, of dit so is, maak nie saak nie. Wat vir een vir my saak maak, wat vir my altyd, in die Engels het 'n oulike spreekwoord wat dit dan betref, the proof of the pudding is in the eating, of talk is cheap, money buys the whiskey, menende, dat ons kan praat oor dinge, maar jy moet na iemand se aksies kry. Actions speak louder than words. Aksies spreek sterker as woorde. So, iemand kan sê, enigiets sê, maar wat is die aksies? Wat is dit wat jy sien? En wat ons hier sien, is dat die Amerikaners op hierdie huidige oomblik 10,000 troepe gereed maak, reg maak, logistieke gereedheid kry, om hulle na die Midde-Ooste te stuur, waar hulle dan 'n grondbesetting van stapels sal stuur. Waarskynlik die eiland waar al hier die 90% van Iran se, of skiereiland van Iran se produksie dan nou aangeval en vernietig en geneutraliseer kan word. Of nie noodwendig vernietig nie, maar oorgeneem kan word. Met ander woorde, die aksies wat ons sien, is van 'n eskalasie van hierdie oorlog. Ons sien troepe gereed maak, ons sien die Iranese wat 'n Amerikaanse skip in die Rooi See gebom het met weke en selfs maande se missielvoorrade, wat op hierdie vragskip militêre ammunisie vragskip was, wat gesink is. Ons het die video's en die foto's daarvan gesien.
En wat belangrik is om hier te sien, is dat hierdie ammunisie, hierdie getalle, hoeveelhede ammunisie word geskuif na die widde. So wat sien ons? Ons sien ammunisie wat op groot maat geskuif word Midde-Ooste toe, om nie te praat van die vliegtye wat geontplooi word in Diego Garcia, wat ons nou gesien het, lyk my Iran kan bereik met sy missiele, wat die wêreld verstom laat staan het, of geskok het. So al hierdie gebeure dui vir ons op 'n eskalasie. En daardie eskalasie gee vir u en vir my, en dis hoekom ek seker die opskrif van hierdie video sal maak, 'n vensterperiode of 'n venstertydperk, waar jy nou nog eerstens produkte gaan hê gereedelik beskikbaar om te kan voorberei. Ja, daar gaan inflasie nou begin intree uit die aard van die saak. Ongeag wat nou, so hierdie venster kan behels dat jy gaan vorentoe nie kan bekostig om voor te berei nie, of jy kan bekostig, maar daar gaan nie produk wees nie. Want dit is wat so eskalasie te beurt gaan bring, kykers en luisteraars. Dis wat gaan gebeur. So met ander woorde, luisteraars, ek wil met hierdie video net u almal maan en sê, gebruik hierdie vensterperiode. Hierdie wil ek amper sê, ons het 'n mooi stukkie sin in Afrikaans van hierdie geleende tyd. Want hierdie raak nou geleende tyd om vir oulaas ten laaste die nodige voorbereidings vir so 'n krisis tyd wat oor die aarde nou gaan kom, waar inflasie die hoogtes gaan inskiet, waar produkte gereedelik skaarser en onverkrygbaar gaan raak, wil ek graag met hierdie video net elke luisteraar, elke kyker maan en sê, berei voor vir oulaas, sluit vir oulaas aan, raak deel, hou van, like, subscribe, dat hierdie boodskap elke persoon bereik, om dan ten minste te kan kies, gaan hy voorberei hy of sy, al dan nie. As daar mense is wat nie kan bekostig om aan te sluit nie, ek het dit by vele video's al gesê, skakel dan die kantoor, sê vir Cindy, jy kan dit nie bekostig nie, jy kan nie die R105 'n maand bekostig nie, dis reg, dis 100%, maar berei voor, raak deel van 'n stelsel, van Suidlander stelsel wat 25 jaar oud is, wat in 25 jaar nie wette oortree het, staatswette, wat ons nie vervolgbaar gestel het in 25 jaar nie. Hierdie omstandighede, hierdie gebeure sal sy eie loop neem. Die profesie sal op sy eie tyd in vervulling gaan. Die Vader sal ons bring waar hy ons wil hê, op enige gegewe oomblik, om enige gegewe aksie te neem. Moet dit nie ryp druk nie, dit sal van self gebeur, dit sal nie anders gebeur nie. Daar is nie 'n manier dat die Vader se profesie en sy raadsplan nie elke jota aan titel in vervulling sal gaan in die tye wat nou voorlê. En ons is nou by daardie punt waar dinge nou drasties en meer gereedelik, vinniger met ander woorde, gaan gebeur, gaan verander, soos ons die leefstyl tot vandag toe geken het. Sterkte kykers en luisteraars, en alle seën vir u, mag die Vader vir u lei in u voorbereiding, lei in u optrede, dat u binne sy wil en sy raadsplan, elke stappie op hierdie pad, sal gee en tree, binne sy raadsplan, binne sy wil, met liefde, van 'n hartsien en verstand, van u en my kant af, want daardie liefde het hy lankal aan ons openbaar. U met 'n pragtige week het tot ons weer praat. Totsiens.